Nee, blaas daarin nie. U kan my almal hoor as ek hierop praat, né? Nee. Goed. Dis ek wat nou daar praat, maar net nou gaan jy daarop praat, so nou wil ek daarom hoor.
Goeiemôre broer en suster. Mag die Here vanmôre hier saam met ons wees. Ons saai nie die Pinkster direk uit nie, maar dit word later wel op YouTube gesit. So kan ek dan nou ook sê baie hartlik welkom vir almal wat op YouTube inkyk later. Terwyl ek Vrydag met ons gaskunstenaar se vrou staan en gesels het, toe sê sy 'n mens kan daarom sien watter kerk dit is waar 'n mens optree. By 'n NG Kerk maak hulle dit altyd so van agter af vol. Toe wou ek eintlik sê, dis tog 'n baie mooi Bybelse beginsel nie waar nie. Jesus het self gesê, moet tog nou nie te veel van jouself dink nie. Gaan sit maar agter tot jy genooi word om voor te kom sit. So ek wil maar vra dat van môre af jy 'n klein bietjie vorentoe sal sit. Jy kan daarom 'n bietjie meer van jouself dink as om nou die heel agterste bankie in te neem. Hierdie plekke is nie gereserveer nie, hoor, so jy kan maar hier kom sit. Die wins dan daarvan is dat jou kinders wat uit Amerika uitkyk kan sien, hier pa en ma's daarom nog weer in die kerk ook, daar in Suid-Afrika. So, kom sit gerus maar voor, bietjie nader ook. Ek het gedink, terwyl jy so bly sit, kom ons het nou gister 'n baie lekker nuwe lied wat ons kan saam sing. Om nou net maar te sê ook wat my kinders gesê het, is hulle het gesê, ja, dis so 'n mooi en bekende lied, maar julle sing dit in Afrikaans, geen mens kan dit saam sing nie. So, maar ons sing dit in Afrikaans en dis vir ons lekker en mooi ook. So Vlam 124, u kan so bly sit. En ek het gedink ons moet 'n bietjie die liedjies, die twee nuwe liedjies wat ons gister gehad het, al is ons nou nie die oorgrote meerderheid op 'n Sondagoggend nie, as daar daarom so 20-30 stemme kan saam sing op 'n Sondagoggend, gaan ons dit lekker saam sing. So kom ons sing Vlam 124, u kan bly sit. Daar is nog 'n bietjie hakplek aan die woorde, die laaste versie, maar dit maak nie saak nie. Maak jou eie woorde oop. Halleluja, heilig is die lam, of waardig is die lam. Dis die woorde, soos dit sien dit pas, dan sing jy dit lekker saam. En as jy die Engels ken, kap hom sommer oor na Engels toe dan ook. Kom ons sing net lekker saam, dis ons aanbiddingslied. Ons sing saam die lof van die Here. Kom ons sing Vlam 124. Hy het eintlik net 'n herhalende vers.
alleen is waardig om die boek te neem en die seels daarvan oop te breek, sodat hierdie geskiedenis van hierdie wêreld kan ontvou, soos wat die Vader dit ook neergeskryf het. U is waarlik God, en ons is so dankbaar dat ons vandag as u gemeente by mekaar kan wees in gebed, en dat ons in hierdie Pinkstertyd weer mag bid, kom Gees van God, en daarmee nie bedoel dat u nie hier was nie, en dat u nie alomteenwoordig is nie, maar daarmee eintlik bedoel dat u moet kom en ons weer kom neem in u hande, bruikbaar maak vir u koninkryk. Eintlik bedoel ons daarmee dat u, Here, ons sal help om gehoorsaam aan u te wees. Dat ons meer en meer nie van u sal kry nie, maar meer en meer van onsself vir u sal gee, om voluit te lewe tot u eer. Ons vra dan dat u vandag hier so by ons teenwoordig sal wees, dat ons u teenwoordigheid sal beleef, ervaar, en dat ons dan as kinders van u, Here, sal lewe. Kom, Here, ons ore, ons harte is oop om te luister na u woord. Maak ons daarvoor ontvanklik, en mag die saad wat gesaai word in goeie grond val, en mag ons vandag 100 en meervoudig vrug dra. Amen. As u nie so 'n blaadjie gekry het nie, daar is nog 'n paar in die voorportaal oor, en dit gaan hierdie jaar vir ons in Pinkstertyd oor die geloofsbelijdenis van Nicea. Nou sien u 'n stukkie geskiedenis daar agter, 325 na Christus, die synodesitting van Nicea, en daar het hulle dan nou by mekaar gekom om met mekaar te kan praat, om te sê, maar jong, hier's nou verskillende goeters wat gesê word oor Jesus, en oor sy koninkryk, en oor hoe ons die kerk moet wees. Wat's nou die waarheid? En hulle het dan nou daar gesels en besluit, maar dit is wat ons glo die absolute waarheid is. Hieraan verander ons nie. En hierdie belydenis is agterop hierdie blou blaadjie, en dit sê, ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sienlike en onsienlike dinge. En ons glo in een Here Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek en nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, en wat terwille van ons die mens, en terwille van ons saligheid, neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria, en 'n mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, wat gelei het en begrawe is, en op die 3de dag opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel die wat nog lewe, en die wat reeds gesterwe het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie. En ons glo in die Heilige Gees, die Here en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo aan een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis. Ons verwag die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Kom ons sing, ons kyk vandag na daardie eerste gedeelte. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sienlike en onsienlike dinge. Nou, terwyl ons dan nou gaan dink aan ons Vader, kom ons sing liednommer 157, lied 157, vers 1 en 2, as 'n aanbiddingslied, en die verwagting dat die Here vandag nou hier by ons is.
Oor God die Vader lees ons in Galasiërs hoofstuk 3 vers 26 en dan gaan ons oor na die 4de hoofstuk toe, tot die 7de vers daarvan. Maar ek wil graag lees Galasiërs 3 vers 26. Ons het nou net ons geloof bely of saam gelees, dit wat ons glo, en dan sê dit daar in vers 26, deur hierdie geloof in Christus Jesus is julle nou almal kinders van God. Want julle almal wat deur die doop met Christus verenig is, het nou deel van Christus geword. Dit maak nie saak of iemand 'n Jood of 'n Griek, slaaf of vry, man of vrou is nie, in Christus Jesus is julle almal een. En as julle aan Christus behoort, is julle almal ook nakomelinge van Abraham en erfgename kragtens die belofte van God. Hierby wil ek nog dit sê, solank 'n erfgenaam nog minderjarig is, verskil sy posisie nie regtig van die van 'n slaaf nie, al behoort die hele erfenis aan hom. Tot die dag wat sy pa bepaal het, staan hy onder die toesig van voogde en word sy besittings deur bestuurders beheer. En so is dit ook met ons. Toe ons nog geestelik onmondig was, was ons slawe van wettiese godsdienstige reëls. Maar toe die tyd van wat God daarvoor bepaal het aangebreek het, het hy sy seun gestuur. Hy is uit 'n vrou gebore en van sy geboorte af was hy aan die wet onderworpe, om ons wat aan die wet onderworpe was, los te koop, sodat ons as kinders van God aangeneem kon word. En omdat ons sy kinders is, het God die gees van sy seun in ons harte gestuur. En in ons roep hy uit Abba, dit beteken Vader. Jy is dus nou nie meer 'n slaaf nie, jy is nou 'n kind van God. En omdat jy sy kind is, het God jou ook sy erfgenaam gemaak. Ons lees tot sover. Ons teks vir vandag, dis dan Maandag, die eerste Pinksterdag wat ons saam vier so, is Galasiërs 3 vers 26 en ons het gelees tot by 4 vers 7. So ons heel eerste belydenis van wat ons saam met die kerk deur nou baie eeue, 1700 jaar al hardop sê, is dat ons in een God glo, daar's nie ander nie, en dat hierdie enigste God ons almagtige Vader is. Hy is die skepper van alles wat ons kan sien en selfs ook goeders wat ons nie kan sien nie. Hy het dit alles gemaak. So, hy is ons Vader. Van kleins af al spook ons eintlik met wie ons is, nê. Wat ons plek in die wêreld is. Ons kan maar daai eerste skyfie wat sê ons identiteit. Ons het 'n nuwe identiteit, maar van kleins af spook ons in wie ons is in hierdie wêreld. Wie in ons eerste stukkie identiteit is wie ons pa is, nie waar nie, nê. Jy hoor dit, kleintjies nou op speelgrond is, wie pa is, my pa sterker as jou pa, my pa kan dit beter doen as jou pa, en so meer, nê. So, wie se pa is die slimste, en so meer. Hierdie naïewe gesprek oor wie ek is, wie my pa is, word later iets anders. Dan gaan dit oor hoe blink my kar is, nie waar nie, nê. En hoe ek die korporatiewe leerdal kan klim. Ek worstel om myself te bewys, hoeveel geld ek in die bank het, wie my mooi vrou of my suksesvolle man of wat dit ook al mag wees, waarin ek my identiteit kry. En ek dink baie keer gaan dit nie eintlik oor om my identiteit vir iemand anders te bewys nie. Ek dink dit gaan meer daaroor om 'n vraag te antwoord vir myself. Wie is ek? Waar pas ek in? Waar pas ek in hierdie wêreld in? En miskien selfs ook, as ek nou mag sê, waar pas ek nog in nadat ek afgetree het? Wie is ek? Wat is my identiteit? In ons land het ons nog ook 'n groot gespook as jy Afrikaans is en middeljarig of ouer, selfs die jonger is. Wie is ek in hierdie land van ons? Waar pas ek in? Wat is my identiteit? En met die heel eerste belydenis wat ons maak saam met die kerk reg deur die wêreld en Nisea, is 'n nuwe identiteit wat ons het. Ons het 'n nuwe identiteit. Ons het 'n
Vader wat vir ons lief is. Hy, hierdie almagtige skepper wat alles gemaak het, is ons Vader. Dit bepaal my identiteit. Dit sê wie ek is. Dit sê ons teks in Galasiërs dat ek mag sê dat hy, die hemelse Vader, ook my Vader is. Dat ek een van sy kinders is. Dit sê wie ek is in hierdie wêreld. Dit sê waar ek inpas in God se wêreld, want hy het hierdie wêreld gemaak. En dan is dit baie belangrik om daarop te let dat hierdie teks ook vir ons sê, ek is nie sy enigste kind nie. Daar's ook nog, hy rammel dit sommer so af, Grieke, Jode en so meer, slaafvry, vrou, man. Daar's ook ander mense wat kinders is van hierdie een Vader. 'n Deel van my nuwe identiteit is met ander woorde dat ek 'n deel is van 'n nuwe huisgesin. 'n Huisgesin wat vir die wêreld vreemd lyk. Uit elke volk, nasie, taal en kultuur kom ons bymekaar. En nou vra die Here dit van ons, dat ek met hierdie nuwe identiteit, dat hy my Vader is, dat ek in liefde sal saamleef met mense wat deel is van sy huisgesin. Ek wil in liefde en in vrede met hulle almal saamleef. En dis nogals 'n roeping, 'n taak wat ons het. Want ons is deel van 'n wêreld met soveel verskillende kerke en denominasies en so meer, dat die Here vir ons sê, maar oppas dat jy dink dat jy die enigste kind is. As jy hier in die gemeente en die kerk is, moet jy bietjie rondkyk. Hier sit partykeer maar vreemde mense en hulle het vreemde gedrag. Hulle tree so op, hulle kam jou hare heeltyd verkeerde kant toe, maar dat die Here vir jou sê, vrede, julle is van dieselfde huisgesin. En dan hierdie belydenis wat die Here vir ons, wat ons maak, dat die Vader ons Vader is, dat ek deel is van 'n nuwe huisgesin met 'n nuwe identiteit, sê vir my ook in die tweede plek, dat ek daarom dan nou in 'n nuwe verhouding met hierdie Vader is. 'n Nuwe verhouding met die Skepper is. Hy is nie net God wat alles geskep het en gemaak het en die enigste God nie. Ons sê in hierdie belydenis dat ek in hierdie verhouding met hom is, dat hy my Vader is. En dat hy my Vader is, beteken dat hy vir my liefhet en vir my versorg, nie waar nie, nê. Hy is 'n Vader. Nou, die Vaderbeeld is nie altyd dalk die heel beste beeld wat ons kan kry nie, want aardse paas is maar vol foute, nie waar nie, nê. Jy kry 'n pa wat deel is van die huisgesin, maar hy's eintlik 'n afwesige pa. Hy is maar besig met sy dinge en ma moet maar die huishouding versorg en kyk dat alles daar reg loop. Die ander kant van die munt is dat jy 'n pa kry partykeer in 'n huisgesin waar die mense wens hy was maar 'n afwesige pa, nê, wat soos 'n tiran hierdie huisgesin eintlik oorheers. So aardse paas maak maar baie keer foute en so meer. Hulle is vol gebreke. Maar wanneer ons in die Bybel lees van God as ons Vader, die nuwe identiteit wat ek het, dat ek sy kind is en dat hy my Vader is, wat vir my in 'n splinter nuwe verhouding met my staan, is eintlik 'n wonderlike ding as ons in die Bybel lees wat hy alles vir ons doen en wat hy alles vir ons wil beteken. Dat hy vol liefde is, vol genade is en dat ek hom letterlik tot die dood toe kan vertrou, dat hy sterk genoeg is om vir my te sorg deur siekte en dood, deur armoede en rykdom, dat God altyd daar is vir my. Dat hy my Vader is, en ek is in hierdie splinter nuwe verhouding met hom, dat ek daarmee dan ook my hartseer met hom kan deel, my bekommernisse met hom kan deel. Dat ek my lewe met hom kan deel, in gevaar, in teleurstellings, in dit alles is hy my troos. Hy het my lief, en hy is op pad met my. Ek het 'n hemelse Vader, na wie toe ek kan vlug. Met my hart en my seer. Ek het iemand wat luister. Ek het iemand wat antwoord. En iemand wat uitkomste gee, veel meer en beter as wat ek gedink het eens om voor te bid of te vra. En daarom dan hierdie wonderlike belydenis, ek is een van God se kinders, hy is my Vader en hy is die almagtige, die skepper van alles in hierdie wêreld. Juis ook die goed wat vir my bang maak en my bedreig.
In die Pinkstertyd word ons egter ook herinner aan 'n derde aspek van my lewe as een van God se kinders. Ons het 'n nuwe roeping in hierdie wêreld. Hy het soveel liefde vir my. Ek kry soveel vrede daarin. Ek hoef nie te gaan arm druk om te sê hoe sterk ek is, wat my identiteit is, waar ek inpas in die wêreld. Ek is een van God se kinders. Hy is my Vader. Hy sorg vir my en ek het hierdie wonderlike vrede in hierdie stikkende wêreld. In hierdie wêreld met al sy eise, met al sy moeisame dinge wat in my lewe gebeur, is die Here my Vader. Maar nou het ek 'n nuwe roeping ook. En dis juis wat ons in Pinkstertyd aandink, nie waar nie? Toe Jesus in die hemel opgevaar het, het hy ons met 'n taak gelos, 'n roeping wat ek moet uitvoer. As ons in die Bybel lees van God se liefde vir my, die troos wat dit vir my gee, dan word ek daaraan herinner dat hy eintlik alle mense so liefhet. Nie net die huisgesinslede van 'n gemeente nie, maar dat hy alle mense so liefhet. Gebroke mense, verstote mense, verlore mense. Heiden, Moor en Indiaan. Weet nie of 'n mens dit nog mag sê nie, polities korrek is nie. Hy het almal lief. En dis dan nou my taak, om hierdie liefde wat God vir my gegee het, met die mense om my te deel. Die eensames, die stikkendes, die verlorenes, hulle moet ook hoor van God se liefde. Dis waaroor die Heilige Gees na die wêreld gekom het, om ons toe te rus om dit te kom doen. God se liefde is oorbekend deur Johannes 3 vers 16, dat hy gesê het, dat Jesus Christus na hierdie wêreld gekom het, omdat God die wêreld so lief het. Jesus self som sy missie, sy sending na hierdie wêreld toe op in Lukas, hoofstuk 19 vers 10, dan sê hy, ek het gekom om almal te soek en te red wat verlore is. Dis hoekom hy hier is. God het 'n hart vol liefde vir mense. Dit kan ons nie altyd lekker verstaan nie, soos ek sê, want hulle krap jou lewe altyd maar om. Sal lekker gewees het as ek 'n enigste kind was, nee. Maar die Here wil hê dat die hele wye wêreld almal van sy liefde moet hoor. God het 'n hart van liefde vir mense. En as dit is wie my pa is, dan bepaal dit ook my identiteit. En nou moet ek ook 'n hart van liefde vir die wêreld hê. En ek kry dit nie reg nie, want mense is gemeene goed. Hulle maak my seer, hulle kil my, hulle is besig met hierdie speletjies en hulle probeer my manipuleer. Ek kry seer. En dis juis hoekom God dan die Heilige Gees gestuur het. Dis juis hoe dit pas dat ons Pinkster vier terwyl ons bely dat God ons Vader is. In ons wêreld word mense uitmekaar gedryf deur politiek, deur verskille in klas en ras en taal en wat dit ook al mag wees. Op grondvlak word hulle uitmekaar gedryf deur die probleme wat leiers met mekaar het. In die kerk word ons egter geroep om versoenend in die wêreld besig te wees. Ons moet brugbouers wees. Ons moet mense raak sien vir wie hulle eintlik is. 'n Medemens, al is hy of sy 'n stikkende, gebrokene. Dat dit my taak is, my roeping is om hierdie stikkende mens op so 'n manier te kan lief hê, te versorg, dat hierdie stikkende mens ook die lewende Here kan ontmoet. Dat hierdie stikkende mens ook kan ontdek, God is ook my Vader. Dis ons roeping. Ek kan lief wees vir mense wat van my verskil. Ek moet dalk juis lief wees vir mense wat my seer maak. Dis wie ons is. Dit is wat ons Vader vir ons gedoen het. Ons lees dat hy sy seun gestuur het, sy liefde vir ons gewys het, selfs toe ons nog sy vyande was. Dis moeilik. En daarom bid ons, kom Heilige Gees van God, help my om dit te kan regkry. Dat ek dienend soos Jesus in hierdie wêreld kan besig wees. Nie om my eie koninkrykie te bou nie, maar om sy koninkryk te bou. Dat ek mense wat stikkend en gebroke is, mense wat my seer maak, sal help om die liefde van God, ons Vader, te ontdek. Dis natuurlik ook een van die redes waarom ons betrokke is by die sentrum van hoop. En daar word ons regtig waar beproef of ons hierdie liefde so onvoorwaardelik sal uitdeel.
Want daar's mense wat vir ons jok, daar's mense wat ons misbruik, daar's mense wat maar kry net om dit weer te gaan ruil vir iets wat ons nie vir hulle wou gee nie, iets wat vir hulle sleg is. En dat ons daar dan oefen om met geduld iets raak te sien van God se beeld in hierdie stukkende gebroke mens en om hom of haar so te kan lief hê dat die Here God sy liefde in hulle lewe ook meer sigbaar kan maak, dat hy kan opstaan, dat hy 'n nuwe mens kan raak. Liefde wat die Here vir ons gee, moet ons mee op pad wees met ander mense, ons bure, ons kollegas, mense wat hierdie wêreld met ons deel. Dis so moeilik. Kom, Gees van God. U het my 'n nuwe identiteit in my Vader gegee. Ek is een van God se kinders. Ek het 'n nuwe verhouding met hom. En hierdie liefde help vir my, ondersteun my. Help my asseblief op my sending tog in hierdie wêreld om hierdie vaderliefde met die mense om my te wys. Amen. Ons gaan nou 'n geleentheid kry vir gebede. Dit is maar in die blou blaadjie ook. Kom ons bid en dan dank ons God dat hy ons as sy kinders aangeneem het. Vra om ons te help om hierdie liefde uit te deel. Dit is baie moeilik. Dis 'n God groote taak, maar daarom het hy tot by ons gekom, in ons kom bly, né? En vra dat hy ons sal help om mense lief te hê sonder dat ons kyk wie hulle is. Daar's nou 'n geleentheid vir gebede. Ek gaan daar agter staan sodat ek maklik kan sien. As jy wil bid, dan steek net jou hand so 'n bietjie op, dan bring ek vir jou die mikrofoon. Niemand hulle hand opsteek nie, moet jy verwag gaan langs jou kom staan en vir jou die mikrofoon gee, dan moet jy maar. Dankie dat ons vandag hier so met mekaar kan saam wees en saam stil kan word en kan bid vir hierdie groot saak, dat U in ons harte so sal werk, dat ons baie bewus sal wees van ons eie nuwe identiteit, en dat ons in hierdie splinternuwe verhouding met U, ons Vader, so sal lewe, dat ons baie bereikbaar sal wees om die liefde van Jesus Christus te deel met die mense om ons. Here, ons wil eintlik maar soos kinders in 'n huisgesin sê, Pa, ons wil U. Kyk wat doen sy, kyk wat doen hy aan my. Maar help ons om dan in die liefde van Jesus Christus, wat vir ons lief was,
toe ons ook nog ongehoorsaam was, sy lewe vir ons gegee, dat ons in dieselfde liefde ook bereid sal wees om onsself te gee, om lief te hê, sonder dat mense dit verdien, voordat hulle dit verdien. Help u gemeente 4 ankers, help u kerk in hierdie wêreld, om hierdie liefde so te wys, dat die wêreld verstom sal staan, oor u grootheid, en mag ons dan meewerk aan u koninkryk se groei, en nie sal teewerk teen dit wat u wil hê moet gebeur nie. Ons bid dit in Jesus se naam, kom Gees van God, en mag ons meer van ons vir u gee, en mag ons groei in die verhouding met u, totdat Jesus weer terugkom. Amen. So net 2 aankondigingkies. Die eerste is dat daar koffie of tee na die tyd is. Ons sê vir Jaco baie dankie daarvoor. Kyk asseblief mooi, hy het my beduie. Ek vergeet nou 'n bietjie, ek dink die linkerkant is voorberei vir die oggend Pinkster bywoners, want daar is dan nou gereed gemaak vir koffie en tee. En die regterkant is reggemaak vir die aand Pinkster bywoners, daar is meer reggemaak vir sop en broodjies. Ek weet nie hoe die verskil lyk nie, maar ek seker daarvan jy sal maklik raak sien waar jy dan nou moet aanmeld. As daar niks is nie, dan moet jy nie daarna toe gaan nie. Dan daar's genoeg niks by die huis ook, nê. En dan by die koffie en tee, George, is daar 'n kassie. Tafel agter die deur, ja, so as jy so uitstap, daar's 'n tafel daar. Dis ons gebruik om vir Pinkstertyd kollekte op te neem vir die Bybelgenootskap. So as jy nie vanmôre geldjie het nie, dis oukei. En as jy voel jy gaan eers Vrydag, dis ook oukei, jy hoef nou nie elke dag nie, maar bring 'n bydraatjie vir die Bybelgenootskap. Gooi dit, die kas lyk soos 'n boek, gooi dit daarin en ons sal sorg dat dit by die Bybelgenootskap uitkom. Baie dankie vir u bydraes daarvoor ook. Môre is dit dan nou ook weer, ons gaan verder met die belydenis van Nicea. Vandag sluit ons af met lied nummer 451 vers 1, 2 en 3. Dit gaan oor die Vader, Seun en Heilige Gees, maar let daarop die mooi belydenis oor God, ons hemelse Vader. 451 vers 1, 2 en 3 as 'n antwoord op die Here se woord.
Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees by u wees en by u bly totdat Jesus weer terugkom. Amen.